Goeiedag julle, Jolandi van die Bybel in 1 jaar. Ons kyk vandag na Markus hoofstuk 1 vanaf vers 29 tot 45. Die boek Markus is spesifiek vir die nie-Jode geskryf met die fokus op veral die Romeine en daarom die vinnige tempo van die boek wat amper sommer so met die deur in die huis val en onmiddellik begin vertel van Jesus se bediening sonder enige agtergrond van sy kinderjare. Wat vir my opvallend is van die eerste hoofstuk, is hoeveel keer die woord dadelik gebruik word. So asof daar 'n spesiale klem geplaas word op die dringendheid van die werk wat Jesus gekom het om te doen, en dat hy werklik geen tyd gemors het om daarby uit te kom nie. Jesus het geweet sy tyd op aarde is min, en Markus, die skrywer van die boek, het dieselfde dringendheid in sy hart ervaar om die evangelie met nie-gelowiges te begin deel. Wat my dan by die vraag vir elkeen van ons uitbring, hoe belangrik ag ons die verspreiding van die evangelie? Doen ons ook onmiddellik iets as die Here dit op ons harte druk, of wag ons maar eers dat 'n paar weke of dalk selfs 'n paar maande verbygaan voor ons in gehoorsaamheid inbeweeg? In verse 29 tot 31 van Markus 1 lees ons van die genesing van Petrus se skoonmoeder. En ons sien dat Jesus dadelik ag gee op dit wat die disippels met hom deel. Maar ons sien ook dat hy met dieselfde autoriteit optree om genesings uit te voer, as waarmee hy die onrein gees in die vorige verse uitgedryf het. Wat ook opvallend is hoe Jesus op die mens voor hom ingestel was, en dat hy geensins 'n gehoor nodig gehad het om 'n wonderwerk te doen nie. So anders as sommige predikers vandag. Soms moet ons gedeeltes soos hierdie so bietjie stadiger lees om al die detail te kan inneem. Want almal sien die wonderwerk van die genesing, maar min mense besef dat hierdie wonderwerk neergepen is sonder enige moderne tegnologie teenwoordig. Dit het die mense wat dit aanskou het so diep geraak dat hulle nie kon ophou praat daarvan nie. En Petrus het dit selfs later van tyd vir Markus oorvertel, en daarom verskyn dit vandag in die boek van Markus, sodat ons steeds kan sien dat Jesus bemoeienis met gewone mense maak, mense soos ek en jy. In vers 32 sien ons dan dat hier iets aan die gebeur was. Die mense het agtergekom dat Jesus duiwels kon uitdryf, en ook dat hy siekes kon genees. Die woord van dit wat hy gedoen het dus baie vinnig versprei. En in verse 33 en 34 lees ons dan hoe mense saamgedrom het om 'n geliefde by Jesus uit te kry, en hoe hy geduldig siekes genees het, en ook onrein geeste uitgedryf het. Na so besige aand, sou mens gedink het dat Jesus so bietjie sou wou inlê, en tog lees ons in vers 35 dat hy vroeg reeds weer op was, sodat hy tyd in afsondering aan gebed kon wy. Jesus het geweet dat die gedruk en gejaag van die lewe ons naggebed toe moet neem, en nie weg van gebed af nie. Maar soms behels dit dat ons so bietjie vroeër as die res van ons gesinne moet opstaan, juis sodat ons tyd vir stil word kan hê. In verse 36 tot 39 sien ons hoe Jesus dan sy reis saam met sy disippels voortsit om verder deur die streek van Galilea te beweeg, om die goeie nuus van sy koms te verkondig. En in vers 40 kruis Jesus 'n pad met die van 'n melaatse, wat natuurlik ook reeds gehoor het wat Jesus kon doen. En die man val voor Jesus neer en smeek hom om genesing. Want sien, melaatsheid was in daardie tyd soos 'n doodsvonnis gewees. En 'n melaatse persoon is stief behandel en moes aan die buitewyke van 'n stad gaan woon het, omdat daar geen geneesmiddel vir melaatsheid was nie. En asof dit nie erg genoeg was dat so 'n persoon geweet het dat die dood vir hulle wag nie, moes hulle bo-op dit nog uitroep, onrein, onrein, as mense naby hulle gekom het.
So 'n lewe van alleenheid en isolasie was die voorland vir 'n melaatse gewees, totdat die dood hulle uiteindelik kom haal het. But God, want hier kom Jesus verby en die melaatse gryp sy enigste moontlike kans op genesing aan. En waarskynlik tot sy verbasing is Jesus nie bang vir sy siektetoestand nie. En dan sien ons die verstommende geloof van hierdie man, want hy vra vir soveel meer as net genesing van sy toestand. Hy vra vir reiniging van sy totale menswees. Soms is ons so vasgevang in ons eie omstandighede, dat ons heeltemal vergeet dat dit wat ons die heel nodigste in die lewe het, net Jesus is. Want een eenvoudige besluit vir Jesus kom verander ons hele lewe, net soos wat met die melaatse gebeur het. Want ons sien in verse 43 tot 45 dat Jesus vir die melaatse man sê, gaan toon jou aan die priesters. Maar wat doen die man? Hy begin sy goeie nuus oor te vertel aan ander mense en hy kom nie eers by die priesters uit nie. En dit is hierdie opgewondenheid wat in elkeen van ons behoort te wees. Ons moet so vol van Jesus in ons wees, dat ons eenvoudig nie kan wag om dit met die wêreld te gaan deel nie. Mag julle almal 'n geseënde dag hê. Totsiens.